Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons getroue verlosser en saligmaker. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons daarmee verder. Ons skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 14. Ons lees vers 14 tot 20. Ek is Dominee Adriaan Swart. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'n Engel het uit die tempel uitgekom en hard geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel, wat in die hemel is, uitgekom. Hy het ook 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant af gekom. Hy het mag oor die vuur gehad, en met 'n harde stem geroep na die engel wat die skerp sekel het, en vir hom gesê, steek jou skerp sekel in, en sny die druiwetrosse van die wingerd op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes, en die oes in die groot parskuip van God se toorn gegooi. Die parskuip buitekant die stad is getrap. Uit die parskuip het daar bloed uitgekom wat tot aan die tooms van die perde geraak en 1600 kilometer ver gestrek het. Broeder en suster, Johannes is besig om 'n visioen van Jesus Christus neer te skryf wat aan hom geopenbaar is op die eiland Patmos. Hierdie visioen van ons teksgedeelte van vandag handel oor die oordeel. Christus is hier besig om as die seun van God die gelowiges en die ongelowiges van mekaar te skei, net soos 'n boer maak wanneer hy sy oes inbring. Dit is 'n tyd van vreugde vir die Christene, wat in daardie tyd vervolg en doodgemaak is. Geen Christen hoef die finale oordeel te vrees nie. Jesus het immers gesê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Johannes 5 vers 24. Vir diegene wat glo, het Christus die oordeel klaar gedra. Dan lees ons verder van hoe daar ook 'n parskuip was en hoe druiwe ingesamel moes word. 'n Parskuip was 'n baie groot houer waarin die druiwe gegooi en fyn gemaak is. Die druiwesap het dan deur 'n opening in 'n groot wynvat ingeloop. Die parskuip word dikwels in die Bybel as 'n simbool van die voltrekking van God se oordeel en toorn oor die goddeloses gebruik. Dit sien ons in die boek Jesaja, in Klaagliedere en in Joël. Die bloed wat 1600 kilometer ver loop, beklemtoon die geweldige omvang van God se oordeel. Die veelvoud van 4 in 1600 kilometer, dui simbolies na die hele skepping. Broeder en suster, ek en jy moet weet, daar kom 'n oordeelsdag. Die goddeloses sal van die gelowiges geskei word. En dit is wat hierdie hoofstuk vandag vir ons leer. Daar gaan 'n dag van oordeel aanbreek, en Jesus Christus sal die skape van die bokke skei, die gelowiges van die ongelowiges. Elkeen wat in Jesus Christus glo, sal nie veroordeel word nie, maar gered word. Maar die goddeloses, hulle wat weier om God hulle verlosser te maak
en Jesus Christus, die koning van hulle harte. Hulle sal self hulle oordeel en straf moet dra. Ek en jy word vanmôre opgeroep om te glo in die lewende God van hemel en aarde, wat deur sy seun Jesus Christus met sondaar mense kom bemoeienis maak. Hy het gekom om lewe in oorvloed te bring vir elkeen wat in hom glo. Hy het nie behaag in die dood van die sondaar nie, maar daarin dat ons tot hom sal bekeer van al ons sonde en in hom sal glo. Mag die Here jou vandag lei om in God se teenwoordigheid te staan en vir die Here te sê: Here, hier is ek. Ek neem U vandag aan as my verlosser en saligmaker. Bevestig die geloof in my hart deur die Heilige Gees se werk en lei my elke dag op 'n lewenspad wat U sal verheerlik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre die wonderlike voorreg het om hierdie dag in U naam te kan begin. Ons loof en prys U as die enigste ware God, die skepper van hemel en aarde, wat lief is vir sondaar mense en ons uit genade wil kom red. Dankie dat U deur die Bybel met ons praat en U self aan ons kom openbaar deur U woord. U kom leer vir ons uit die boek Openbaring dat daar 'n dag van oordeel sal aanbreek in die toekoms. U wil graag hê dat ons in U moet glo en gered sal word, want die goddeloses sal die ewige straf uit U hand ontvang. Vandag, Here, wil ons U aanneem met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons kragte. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, baie dankie, 'n geseënde dag.